Here, U is in die wind. U is in die voorsiening van reën wat val. En hierdie aarde wat so lank so warm en droog was, wat nat word en dankbaar is en 'n groen skynsel begin wys sommer na 'n paar millimeter. Here, U is in die seisoene wat draai en ons besef U regeer. Ons sien uit na trekkers wat loop en boere wat plant en 'n oes wat opkom. En dan is almal van ons se oë op die lande as ons ry om te sien of die koring al op is. Hoeveel ander gewasse geplant is daar canola om die dorp. Dankie vir hierdie tyd van die jaar. Dankie Here dat U vir ons voorsien en dat U sorg en dat U 'n pad met ons stap. Here Jesus, ons kom bid vir Dawid en Naima, dat U vir hulle sal dra, vir hulle sal seën in hulle tyd nog hier. Vir hulle ook die nodige rus, die nodige ondersteuning gee voor hulle dan teruggaan. Here, en ek bid vir die volgende stuk werk, die volgende been van hulle skof, van bediening daar. Dat U sal gee dit wat U wil beplan. Dat U hulle sal beskerm, Here, en dat U vir hulle wysheid gee en veral onderskeiding. Soos Dawid gesê het, mens leer om te luister na die Gees in jou hart, die Gees wat ook spreek en connect amper met ander mense as hulle ook die Heilige Gees in hulle dra. Ons bid Here dat U sal voorsien. Ons bid dat U vir hulle daar sal kry waar nodig is, waar U reeds besig is om te werk. Ons bid ook Here dat U hulle oë sal oopmaak vir dit wat U besig is om reeds te doen. Ons bid dit in U naam. Ons bid Here dat U vanoggend ook vir ons kom stil maak by U woord. In Jesus naam. Amen. Ek het vir die ouderlinge wat ons uit die konsistorie uitstap gesê, vanoggend is minder meer. Ek het 'n buurman wat baie goed pizzas maak en ek het nou al so 'n bietjie by hom geleer, maar hy sal baie keer vir my sê, Gerard, voor ek pizzas maak, onthou net, minder is meer. As dit by pizzas kom, die basics, is die regte ding. Vriende, ek gaan nie vanmôre begin deur 'n paar verse te lees nie. Ek wil vir u eers gou 'n bietjie in 'n plek invat voor ons by die verse uitkom. Want ek wil hê ons moet vir 'n slag die brille en die gehoorstukke en die vooraf opgestelde idees en die hele programmering wat in ons insit, bietjie probeer afval, probeer breek, probeer uit dit uitkom voor ons na die skrif toe gaan. Ek het die oggend met die sonopdiens teen die koppie vir die mense wat daar was, 'n bietjie hiervan verduidelik, en toe ek begin preek maak vir vandag, toe besef ek, maar hierdie boodskap moet ek ook hier verder vat vanmôre. Vriende, ons leef in 'n wêreld wat toegegooi is onder woorde. Oral waar ons gaan, is daar woorde wat uitspring na ons toe. En as jy nou nog na 'n bietjie 'n groter stad toe gaan, en jy ry net daar deur, dan kry jy die idee, jy word aangeval met woorde die hele tyd. Want woorde sê, koop my. Daar's 'n paar plekke uit Kaapstad uit as ek ry, wat ek altyd daai sekere advertensieborde kyk. Daar's een wat gewoonlik diamante adverteer en ringe en so aan, en hulle het altyd 'n baie skerp sê dingetjie. Sekere tye van die jaar sal hulle so 'n twist ingooi met hulle advertensie van diamante is actually beter as sjokolade met Valentynsdag en al sulke dingetjies. So daar's hierdie positiewe deeltjies van glimlaggies van woorde. Ons kyk almal 'n Chicken Licken advertensie as hy opkom. Hulle het altyd 'n skerp manier om met iets te spot. Maar dan is daar 10.000 ander goed wat ons die hele tyd bombardeer. Hoeveel van die hardloop nie deesdae na jou foon toe om 'n oproep te antwoord net om te sien suspected spam, suspected fraud. En as my sommer kwaad, want jy het nou letterlik die foon vir 'n oomblik gelos en nou moet jy al die pad terug hardloop en dis die 3de keer of die 5de keer vanoggend. Maar so is ons besig om te veel te begin kry van alles. Daar's vir die eerste keer in die geskiedenis iets soos vals nuus. En dit was baie interessant, nou met die oorlog in Iran,
hoeveel mense nou gaan en spesifiek gaan probeer om nou vals nuus te skep oor wat nou daar gebeur het of al gebeur het of nog nie gebeur het nie. En dit baffle my, is die Engelse woord, hoe iemand kan voel dis nou regtig vervullend om 'n stuk vals nuus te gaan skep in die wêreld in te stuur en te kyk hoeveel reaksie hy kry of sy kry. Met dit. Ek wonder of sulke mense sit en lag uit hulle maag uit oor hoeveel views die ding al gekry het en of dit nou vir hulle voel, hulle het dit gemaak in die lewe of iets. Ek weet nie, ek verstaan nie, dit gaan my te bowe. Probleem is net, almal van ons raak moeg vir woorde. Die sleg daarvan is, woorde begin al hoe goedkoper raak, woorde begin al hoe meer vermydelik raak. Ons moet begin filter die hele tyd, watse woorde moet ons vat, waar moet ons onsself afbaken, waar moet ons 'n oomblik net stop, om net nie nog 'n klomp woorde in te kry nie. Die keersy daarvan is nou die interessante. Dit maak, ek kan net hier toemaak, ekskuus. Die baie woorde maak juist dat ons nie 'n groter affiniteit en 'n groter behoefte aan stilte kry nie. Ons raak nou allergies vir stilte. Want met al hierdie goed wat ons bombardeer en mense wat op ons skree en mense wat sê koop my, vat my, gebruik my, misbruik my, investeer in my, gee jou geld hiervoor, gee jou geld, al hierdie goed en dan nog ander goed van hier's die nuwe ding wat gaan gebeur, almal moet nou hierdie nuwe ding bywoon, anderster is jou lewe nie die moeite werd nie, as jy nie hierdie het nie, is jy nie by nie, as jy nie hierdie konsert kyk nie, daar sulke tye wat dit mal raak. En die gevolg daarvan, woorde raak cheap. Ons VGK broers en susters sal dit vir jou mooi in Wes-Kaapse Afrikaans kan sê, dis sommer cheap man. As ons na die skrif toe kom, dan is baie van dit wat hier geskryf is, juist die teenoorgestelde. En die een ding wat vir jou dadelik uit dit uitsnap, wat vir jou dadelik uit dit uitvat, is gedigte. Die oomblik as jy met 'n gedig te doen kry, dan moet jy jou kop dadelik swaai. Want as jy haastig en gejaagd is, kan geen mense gedig lees nie. So jy kan so vinnig kyk wat die naam is, of jy kan so vinnig oor hom, maar dan weet jy ook, jy die gedig gemis. Want die enigste manier wat jy kan gaan 'n gedig lees, is om te stop by die gedig. Vriende, as ek hieroor begin dink, dan spring daar 'n klomp goed uit die woord uit na my toe, wat dit dadelik begin ondersteun. Ons het nodig om teenkultuur te raak. Ek dink vir die kerk, vir eredienste, vir preke het ons nou nodig om juist die teenoorgestelde rigting in te slaan as wat die wêreld ons nou mee besaai en bebombardeer en besmet. Ons moet juist terugkom om die waarde van 'n enkele woord te herontdek. Ons moet juist, as ons hier inkom, maniere kry om op 'n manier los te kom van hierdie gemors waarin ons beland het, om onsself daarvan te bevry en hier te kom sit, en soos of ons by 'n gedig kom sit, opnuut kom sit by die Here, en te hoor hoe Jesus vir die disippels sê, wanneer hy met hulle praat oor die Onse Vader. Kom ek lees gou so 'n paar woorde daar. Daar Matteus 5 tot 7 is dit ons nou die bergpredikasie. En as jy vinnig so deur die bergpredikasie gaan, dan blaai jy net so eentjie, daar staan daar, as jy bid in hoofstuk 6, daarvan in vers 5. Verder as jy bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaarweg. Nee.
as jy bid, gaan jy jou binnekamer toe. Maak die deur toe, bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Wanneer jy bid, raak spaarsamig met jou woorde. Ek het gewonder as ek julle vanmôre uitdaag en sê, totdat hierdie diens verby is, totdat jy uit jou bank uit is en draai na die deur toe waantoe jy gaan stap of hier voor om saam met Dawid te kom gesit en bid, mag jy net een woord gebruik, elkeen in hierdie kerk. Julle is beperk, behalwe met die lied wat ons gaan sing, mag julle vanmôre verder net een woord gebruik. Een. Is een woord. Die is een woord. Dankie is een woord. As iemand vir die bordjie kom hou, het jy al geld ingegooi? Ja. As jy woord op. Een woord. Vir die diakens gaan dit bietjie moeiliker wees. Ons sal hulle 5 woorde gee. Hulle moet kollekte doen en die ouens wat vir hulle gaan help. Hulle mag 5 hê, maar vir die res van julle 1. Dit beteken as jy sê jy wil kollekte geld hê, mag jy nie 'n sin sê nie. Jy moet net vir ma in die oë kyk, vir handtekenings wys en sê geld. Een woord. Vind jy hoekom doen ek dit? Net laat ons vir 'n oomblik gou stop en vir 'n oomblik net stil raak. Besef jy baie van die Bybel is gedigte. Ek het al baie lank gewonder hoekom Johannes 'n 4de evangelie gaan skryf het. Want Markus was eers geskryf, Matteus en Lukas is toe geskryf, en 'n klomp jaar later toe kom skryf Johannes die evangelie volgens Johannes. Hoekom doen hy dit? Maar Johannes verstaan van taal. En hy verstaan van gedigte. En hier's 'n geheimpie. Die van julle wat so hou van Openbaring, en Openbaring gaan bestudeer. Jy moet hierdie stukkie inligting saam met jou vat as jy weer Openbaring wil bestudeer. Openbaring is 'n gedig. Openbaring is 'n gedig. Johannes het met sy vermoë as digter gaan sit en hy het gedig oor wat hy gesien het in die hemel, wat hy gesien het. Dis nie alles letterlik nie. As jy iets van gedigte weet, dan weet jy dat gedigte praat in taal, en baie keer sal 'n gedig iets sê omdat dit klink soos iets anders, en dit sin speel op daai iets anders, want hierdie woord klink soos daai woord, en omdat ons in hierdie sin besig is, en ons praat so en so en so, dan klink dit ook soos daai, en dan gee gedig 'n idee. Besef julle nou hoe moeilik dit is om Openbaring te verstaan, want Johannes het in Grieks gedig, en nou moet jy dit in Afrikaans gaan vertaal, en al klaar is die metafore en die goed nie dieselfde nie. Dit maak dit so ontsettend moeilik. Die psalms, as jy soontoe gaan, Spreuke, die wysheidsliteratuur, almal van hulle, wanneer jy daar gaan lees, oor vir Dawid, wat doen Dawid? Here, U is my Here. En onthou nou, as jy 'n gedig wil lees, wat moet jy doen? As jy wil hoor hoe die digter moet taal speel en as jy regtig by die betekenis wil uitkom, daar's party mense wat hulle lewe deurgaan en sê ek verstaan nie die goed nie, dit maak nie sin nie, en dan vat dit iemand met taalvaardig en of hulle te verduidelik, maar hierdie persoon sê hy word dit, en hierdie persoon sê as hy dit sê, dan sê hy dit, en hierdie is weer nie belangrik nie, hierdie is net gebruik om dit te verduidelik. Vriende, kan enige plek in die psalms oopmaak, daar's soveel van Dawid se psalms wat almal dieselfde begin. Die Here, Here, my Here, die Here is my lig, die bekendste een. Die Here is my herder. Jy kan nie gedigte vinniger as dit lees nie. Jy kan nie inspring, die Here is my herder, kom niks kort. Hoekom? Want jy gaan niks niets leer nie. Sê hierdie gedeeltetjie iets niets oor wat jy nog nie gehoor het nie, en dis die probleem.
Al hierdie taal het gemaak dat ons, al hierdie woorde, al hierdie besmetting, maak dat ons na taal toe kom en ons vra net een ding. Wat hoor ek wat nog nie gesê is nie? Jy sal agterkom, ek het my preke 'n klomp jare terug geswaai. Ek preek niks niets nie. Ek dink niks niets uit vir die preke nie. Ek mag nie. Want julle almal kom hier in met die idee, ek wonder wat gaan hy vandag doen, wat nuut gaan hy, ek wonder, dit moet vandag nuut wees, sodat julle kan uitstap en sê, dit was 'n okay preek, het was nou goed vandag, het was nuut. Baie ons het al vir my gesê, jou beste preek was daai dag toe jy die drone in die kerk gevlieg het en hom gevang het, toe hy terugkom, die klein drankie, daai was die beste, want dit was sigbaar in al die goed. Maar die probleem is, ek sit met 'n gemeente van mense wat geïndoktrineer word, al wat jy gebruik is daar iets niets op die nuus, is daar iets niets, het al 'n bom laat val, nee, niks, al die woorde het niks beteken nie, ons kan nie so met God omgaan nie, hoekom nie? Want hier is nou nog 'n ander geheimpie. Van die begin af was hy daar, ons het hom self gehoor en ons het met ons eie oë hom gesien, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak, hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe. Ons het aan hom geraak, hy is die woord, die lewe. Johannes praat in Johannes die evangelie dieselfde. Maar hierdie Christus was aan die kom na die wêreld toe, maar sy eie het hom nie erken nie. Vriende, ek hou van kunswinkels. Ek is op 'n klein vakansietjie wanneer ek in 'n kunswinkel instap, en dit kom nou al van 1992 af. In 1992 het ek begin teken en begin skilder en van toe af was daar al hierdie dierverwe en goed wat ek as student vir klomp jare nie kon bekostig nie. Ek het baie gespaar net om 'n ou klein pakkie verf te koop en toe baie gespaar net om 'n paar stukkies olieverf te koop en ek kon nie as student olieverf doen nie, want dit is net te veel om 10 buise te hê wat jy uitdruk en ek moes maar die basiese klere vat en leer meng en al die goed. Maar een van die lekkerste goed in die lewe is om te kan instap en 'n doek soos hierdie te kan koop. En dan die volgende oomblik as jy by die huis besluit, maar nou weet ek wat ek wil skilder. En jy gaan doen dit. Dis die lekkerste lekker. Om 'n doek oop te maak. En hierdie doek is nou al 'n paar jaar oud, ek het nooit by die prent uitgekom wat ek wou doen hier nie. So hy staan nou al 'n paar jaar daar in die spaarkamer. En jy vat daai doek en jy gaan sit hom op 'n esel. Nou moet die esel net nie omval nie. Hy wil baie graag omval. Wat gaan ek hier agter hom neersit? 'n Bybel. Daar is hy. So is net 'n handboek vir die erediens, is hy so erg. Daar is hy. En dan gaan staan jy voor daai doek. En dan slaat 'n benoudheid jou. Nou moet ek 'n stuk potlood of 'n stuk charcoal optel en begin teken, of nou moet ek 'n klomp verf vat en net begin. En ek dink nie daar's 'n kunstenaar onder die son wat net gryp en begin nie. Hierdie is 'n heilige oomblik. Hierdie doek het nog niks gesê nie. Enigiets wat ek nou hier gaan opsit, gaan iets begin sê. Hoe gaan ek dit opsit? Wat gaan die vorme wees waar die kleur gaan wees? Wat gaan die lyne wees wat die goed moet inlei?
Waar gaan my fokuspunt wees? Hierdie doek is nog oop. Dis nog 'n leerruimte. Vriende, op 'n manier moet ons reg kry om in die kerk in te stap. In die oomblik wanneer ons hier kom sit by 'n preek, 'n slag die bril af te haal van ek wonder wat niets gaan hy doen. Ek wonder wat gaan hy vandag uit die hoed uitruk. Ek wonder of hy my vandag gaan verras met iets. Ek wonder of hy iets niets gaan sê om die gehoorstukkies uit te haal van ek het dit al gehoor. Om die woordeboek van inligting insamel en nuwe taal neer te sit eenkant toe, om die ensiklopedie en die Wikipedia af te sit waarmee ek besig is om in te vul van o ja, en toe het dit gebeur en ek weet dit het volgende gebeur, om dit te stop en net hier te kom sit en te luister na 'n enkele woord. Ek kom niks kort nie. Dawid, hoe kan jy dit sê? Dawid, jy praat mos nonsens. Dawid, wat bedoel jy? Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Jo, ek wens ek was daar. Dat ek slag by daai plek uitkom waar ek niks kort kom nie. Ek het my lewe lank nog net goed gekort gekom. Daar's soveel goed wat ek wil hê. Maar wat sê Dawid regtig? Het hy alles wat hy sê hy's ryk genoeg? Of sê iets anders? Die Here is my herder. Miskien het herder iets hiermee te doen. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Bedaar en erken dat ek God is. Bedaar net. Want ek is God. Ek God is. Ek is. Toe God gevra is op soveel plekke in die Bybel, wie is hy? Toe het hy net dit geantwoord. Ek is. Vriende, hoor jy wat sê ek vanmôre vir u? U is besoedel met te veel. Ja, dit is nodig om Bybelstudie te doen. Ja, dit is nodig om kennis op te doen. My meisiekind het vir my in hierdie laaste 4 jaar opnuut bewys dat as jy 'n pad met die Here wil begin stap, as jy wil hê jou geloof moet groei, moet jy jou Bybel gaan bestudeer. Jy moet hom opeet. Daar's nie 'n ander manier nie. En jy kan dit seker op jou selfoon doen, maar ek kan nie, want ek wil weet waar watter boek is en ek wil op die eind verstaan waar in my Bybel staan, dat ek dit vinnig gaan kry. Ek wil nie intik watter vers is dit nou weer nie. Ek wil weet dis om en by agter watter boek was dit nou weer? Is een van daai 3 en weer daar gaan deurblaai en hulle deur hier staan dit. En so leer 'n mens jou Bybel ken en raak 'n deel van jou. Ek wil die boek vashou. En ek wil hê dat die kerk weer mense van die boek raak. Dis belangrik. Maar daar's 'n ander deel ook,
vir ons sielsgesondheid, vir ons voeding, het ons nodig om terug te kom, die vuil besmette buitekant van die doek af te skeer wanneer ons in die kerk instap en 'n manier te vind om hier te kom sit en daai baadjie uit te trek met al daai advertensies en boodskappe en pink boodskapies en dinge op. En net hier te kom sit en te stop voor die teks en te hoor hoe Dawid sê, Here, U is my God. Vriende, as jy net dit hoor, as jy dit hoor soos 'n digter 'n gedig skryf, as jy dit hoor op dieselfde vlak, Here, U is my God. As jy daai woorde vanoggend werklik hoor en jy kan nie uitstap en jy kan dit net herhaal en sê, dit het waar geword vir my. Here, U is my God. Dan hoef ek nie 'n woord verder te preek nie. En dan mag die Here vir u seën, mag jy hom in die stilte herontdek. Jy het nie nodig om ure en ure en ure daar te sit nie. Jesus het self gesê, as jy begin bid, stop met die baie woorde, stop, raak stil, begin dink oor wat jy wil sê, sê dit, begin luister. Here, U is my God. Amen. Kom ons gee vir die geleentheid, laat ek eers afsluit met 'n gebed. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie vir u woord. Here, gee vir ons om die waarde van u woord te kom herontdek. Om u te kom herontdek. Ons bid dit in die naam. Amen. Onthou een woord.